rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Goeiedag en welkom by The Pet Pulse. Ek is Iliana en hier op The Pet Pulse vier ons alles wat ons troeteldiere so 'n groot en spesiale deel van ons lewens maak. Hier gesels ons lekker oor diere, ons het oop en eerlike gesprekke en deel praktiese raad. Ons glo dat liefde vir troeteldiere hand aan hand moet gaan met die regte kennis, want hoe beter ons hulle unieke behoeftes verstaan, hoe beter kan ons vir hulle sorg. So of jy nou 'n hond, kat, voël of enige ander troeteldierliefhebber is, bly ingeskakel. Jy luister na The Pet Pulse, waar ons 'n liefde vir alle diere deel. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor die eerste deel van die reptiel-teelseisoen wat nou begin en die gereelde vrae wat ek kry daaromtrent. Soos ek gesê het, dis tans in April maand wat ek noem die eerste deel van ons teelseisoen. Nou wat ek daarmee bedoel is 'n gedeelte van ons reptiele teel deur die koue maande. Dit sluit in onder andere ons common boas, Columbian rainbow boas en ball pythons. Ander word eers weer opgepaar na die koue maande wanneer die lente begin. Dit sluit in ons corn snakes, rosy boas en leopard geckos. Nou as bietjie ligte agtergrondkennis, die teelproses verskil wel volgens spesies op verskeie maniere. Die voorbeeld wat ek hier wil noem, is hoe geredelik die diere teel. Ball pythons as voorbeeld doen redelik dadelik die nodige daad wat lei na babaslange, alhoewel dit maande neem voordat daar eiers gelê word as alles suksesvol was. Wyfies gaan 'n baie lang proses deur. Common boas weer het 'n lang courtship proses, waar ball pythons met kort tye bymekaar gesit word en dan weer opgesplit word, bly boas dwars deur die teelseisoen bymekaar. Daar kan maande van flirt verbygaan voordat daar enige iets konstruktiefs gebeur. En selfs wanneer die konstruktiewe deel gebeur, is dit nie 'n waarborg nie. Indien die proses wel suksesvol was, neem dit weer eens maande voordat die wyfies lewende geboorte gee aan hulle kleintjies. Dus die teelprosesse begin nou, maar die resultate gaan eers hier wees laat in die jaar. Nou dit bring my by die mees algemene vraag wat ek kry, en dis vanaf iemand wie graag 'n nuwe baba soek. Hulle vra miskien, ek soek hierdie tipe slang in hierdie morf, oftewel kleurskema, en in hierdie geslag, gaan daar beskikbaar wees. Of hulle vra dalk, ek oorweeg hierdie tipe slang, watter morfs gaan beskikbaar wees en wanneer? Nou so ironies, soos wat dit klink, dis vrae wat ek nie regtig eintlik kan antwoord nie, selfs al wil ek. Wanneer die eiers gelê word, kan ek natuurlik 'n estimated due date gee. Dan raak dit darem al 'n bietjie makliker, want dan het ons nou al so ietwat van 'n timeline aan die gang. Dieselfde met wanneer ek 'n boa wyfie se ovulasie sien. Ek kan daardie datum gebruik om die estimated due date uit te werk. En weer eens, dan het ons darem al so 'n bietjie van 'n timeline aan die gang en dinge raak so 'n bietjie makliker. Maar, hier is die groot ding. Eers wanneer daai kleintjies fisies voor my is, kan ek sê wat daar is en wat beskikbaar gaan wees. Eers wanneer hulle lewend en gesond in my hand is, weet ek wat aangaan. Voor dit kan ek regtig net raai. Die kleintjies moet dan daarna ook natuurlik eers vervel en hulle moet begin eet en normaal verteer, voordat ek kan bevestig dat daai spesifieke baba in die toekoms beskikbaar gemaak gaan word vir 'n nuwe huis, sodra hy gevestig en gereed is daarvoor. Dis natuurlik wonderlik as alles gebeur soos wat dit moet, maar dit gebeur nie altyd so nie. Sommige mense sê dit net nie, maar ek is hier om dit te sê. Partykeer is goed 'n spectacular failure en lê jy met trane in jou oë 3:00 die oggend wakker. Nou, dit is hoekom ek nie beloftes maak oor wat daar gaan wees nie. Mense wie al met my gesels het hieroor sal weet, ek sê nooit, daar gaan XYZ wees nie. Ek sê, as alles goed gaan, sal ons XYZ hê. Of ek sê, as alles goed gaan, sal ons moontlik XYZ hê. Soms gaan dinge verkeerd.
Soms vat die wyfie net glad nie. Soms is die uiteinde van die hele proses onbevrugte eiers. Iets kan dalk fout gaan tydens die incubation van die eiers en hulle gaan dood. In die geval van boas kan die wyfie moontlik doodgebore kleintjies kry. En die ander ding is, selfs wanneer alles goed gaan, kan ek in baie gevalle nie waarborg watter morfs daar gaan wees nie. Dit hang af van die genetika van die ouers. Met sommige pare is daar heelwat verskillende moontlikhede sover die kleintjies se morfs gaan, en met ander pare is daar dalk net 1 of 2 moontlikhede. In 'n geval waar daar 1 of 2 moontlikhede is, kan ek redelik confidently vir jou sê, okay, as hierdie situasie uitwerk en suksesvol is, gaan ons dit en dit hê. Maar wanneer dit kom by 10 moontlikhede, kan ek sê, daar's 'n moontlikheid dat ons hierdie ding gaan kry, maar daar's ook 'n moontlikheid dat ons glad nie so ene gaan kry nie. Die volgende een is geslagte. Dit kan ek glad nie waarborg nie. So, ons kry dalk glad nie die albino boa wat jy graag soek nie, want daar was nou maar net bad luck met die odds gewees. En dalk kry ons 10 van die albino boas wat jy graag soek, maar almal is mannetjies en jy soek spesifieke wyfie. So wanneer ek sê ons gaan moet wag en kyk, dit is hoekom. Mens kan nie garantie en sê daar gaan iets spesifieks wees nie. Want daai garantie kan moontlik net 'n blaatante leuen wees sonder dat jy dit eers bedoel. Die volgende vraag wat ek algemeen kry is, ek wil graag hierdie jaar vir die eerste keer my slange teel. Dink jy ek moet dit doen? Watter raad het jy? Wat moet ek maak? Hoe doen ek dit? Of miskien, my kind wil graag sy slang hierdie jaar vir die eerste keer teel, vir so 'n bietjie ekstra sakgeld. Wat dink jy daarvan? Dink jy moet dit doen? Nou die eerste belangrike ding om te weet is, indien die teeling suksesvol is, en eindig met babaslange, gaan elke babaslang sy eie individuele klein bakkie nodig hê om in te bly. Hy gaan ook beheerde temperatuur nodig hê. So hy gaan 'n beheerde hotspot nodig hê, net soos 'n volwasse slang, en dan 'n koelerkant waarna toe hy kan gaan. So dis baie bakkies met verhitting en 'n termostaat wat aangekoop moet word. 'n hatchling rack system vir slange werk lieflik en is ingerig met alles wat nodig is, maar dit is ook nie juist cheap om so ene te koop nie. Nou vir die wie nie weet nie, 'n racking system vir slange kan jy half sien as 'n kas wat oop is voor met net 'n paar rakke. En in hierdie rakke slaai daar bakkies in wat perfek binne in die rak pas. Aan die agterkant van die rak is hy uitgelê met heating wire vir verhitting en dit is gekoppel in 'n termostaat wat jou in staat stel om die temperatuur te beheer sodat die draad nie te warm word vir die slange nie. Maar either which way, of mens nou los bakkies koop, wat nogal 'n redelike gesukkel kan wees, en of mens 'n racking system koop, dit gaan jou 'n redelike hoeveelheid geld kos net om so lank behuising te hê vir die slangetjies wat jy beplan om te teel. Die kleintjies moet dan natuurlik ook gevoer word. Nou kom ons sê die beplande teeling is corn snakes, en kom ons sê daar broei 20 hatchlings uit. Dit is 20 babas wat weekliks moet eet. Wat betaal jy tans per gevriesde muispientjie? Maal dit met 20. Maal dit dan met 4 en jy sal sien die maand se kosrekening vir daai kleintjies raak moontlik 'n bietjie woes of moontlik baie woes, afhangend van waar jy koop. Onthou ook, jy gaan 'n hele klomp weke die kostes moet dek van die babatjies se kos voordat hulle na nuwe huise toe kan gaan. Onthou ook dat alle kleintjies nie dadelik kopers kry nie. Mense is soms onder die indruk dat jy een keer adverteer en almal kry huis. Dit werk nie altyd so nie. En in feite, dit werk nie sommer so net tensy dit 'n baie gesogte, skaars tipe slang is. En selfs met hulle afhangend van kostes, kan dit baie lank vat voordat hy huis kry. Wanneer jy slange teel, moet jy bereid wees om die verantwoordelikheid te neem om daai kleintjies te huisves en te voer vir maande en maande en maande. Dalk selfs 'n jaar of nog langer. 'n Baie belangrike ding, moet ook nie die 20 vriende en medewerkers en buurvrouens en familielede vertrou wie gesê het hulle gaan by jou babas koop as jy teel nie. Mense verander vinnig en gereeld van plan.
Nog iets om aan te dink is of jy gereed en in staat is om kopers te help met die korrekte raad en sorg. As daar 'n probleem opduik met die koper se slang, gaan jy in staat wees om hom te help met troubleshooting, gaan jy die probleem kan vind en die regte raad gereed hê om dit op te los. Indien jy self nog nie 'n slang van baba af groot gemaak het nie, kan jy nie regtig ander help om dit te doen nie. Onthou, die versorging en korrekte enclosure vir 'n baba slang verskil drasties van die van 'n volwassene. Doen beslis eers bietjie ervaring op met kleintjies self suksesvol grootmaak en doen soveel as moontlik kennis op. In die geval van slange wat eiers lê en nie lewende geboorte gee nie, gaan jy natuurlik ook 'n reptiel incubator moet aanskaf of bou vir die beste resultate. Nou, overall sou ek sê, as jy nie wil teel vir 'n spesifieke projek nie, met ander woorde, as jy nie wil teel met 'n duidelike doel in mind van spesifieke kombinasies maak in die toekoms nie, skiep dit eerder. Moet ook nie teel voordat jy nie die wêreldse navorsing gedoen het nie. As jy baie navorsing agter die rug het, baie navorsing agter die rug het, is dit weer baie makliker om hulp te kry met die fynere details. As sakgeldprojek vir 'n kind kan winste ook nogal baie vinnig in die drein afgaan en diep in 'n minus eindig. En dit kan baie onplesierig wees as mens sukkel met kostes, met spasie, met behoorlike sorg en jy het hierdie hele sweterjoel kleintjies. So as 'n sakgeldprojek sou ek ook definitief sê nee. Natuurlik, almal wie wil teel moet iewers begin, maar as dit nie 'n langtermynprojek is met 'n langtermynplan nie, weer eens, gee dit eerder 'n skiep. Die laaste vraag wat ek vandag wil noem, wat ek gereeld kry, is, wat moet ek doen ter voorbereiding van my nuwe baby wat ek later die jaar wil koop? Nou dit hang natuurlik absoluut af van die tipe reptiel wat jy beplan om te kry, maar ek het so 'n bietjie goeie algemene raad waarby voornemende eienaars kan baat vind. Eerstens, as jy 'n hatchling koop, met ander woorde 'n baba reptiel en nie 'n volwassene nie, onthou dat daar 'n groot verskil in sorg is. Jy kan nie raad en instruksies vir die aanhouding van 'n volwasse dier volg vir 'n hatchling nie. Die korrekte grootte van die enclosure is 'n goeie voorbeeld van iets wat drasties gaan verskil. En die probleem is om 'n baba reptiel aan te hou, soos wat jy 'n volwassene van sy spesies sal aanhou, kan jy laat eindig met 'n dier wat wegkwyn en doodgaan. En dit is wat most likely gaan gebeur. Dan, doen soveel navorsing as wat jy moontlik kan. Lees, kyk video's. Oral waar jy kan navorsing doen, doen dit. En vra dan jou vrae vir die teeler wat jy gekies het. Dit is sy plig om te help met die korrekte raad sover versorging gaan, en enige teeler wil graag hê dat hulle diere goeie sorg kry. Moenie dink jou vraag is simpel nie. Eerstens, as 'n teeler kan ek vir jou sê, ek het probably al alles gehoor. So, jou vraag is okay. Vra jou vraag. Dit is baie beter om te vra, eerder as wat jy net stil bly en sonder die nodige inligting aangaan. As jy nie vra nie, kan jy nie weet nie. En wanneer dit by jou dier se welstand kom, moet jy vra, as jy enigsins selfs net 'n bietjie onseker is oor iets. En ook, as jy nie die rede agter iets verstaan nie, vra beslis vir die hoekom agter die hoe. Dan moenie raad meng nie. Kies 'n teeler wie se raad jy vertrou en volg dit. Jy kan nie na 5 verskillende mense se raad luister en 5 verskillende metodes van sorg op een slag probeer volg sonder om ernstige nonsens aan te vang, nie? So dit help nie, jou teeler sê een ding, en die petshop sê die ding, en jou buurman sê die ding, en jou suster sê die ding, en jou niggie sê hierdie ding, nie? Bly by die persoon wie jy vertrou se sorg. En weer eens, as jy onseker is oor die sorg, of nie verstaan hoekom dit so moet wees nie, vra hoekom. As jy die hoekom verstaan, dan maak dit vir jou sin. En dan gaan alles makliker wees, en alles gaan beter wees. Hou ook in gedagte dat 5 minute van Google deur jou buurman beslis nie dieselfde is as kennis wat opgebou is deur jare en jare van versorging, teeling, suksesse en mislukkings nie.
Wanneer daar 'n care sheet of inkopieslys deur jou teeler gegee word, volg dit. Moenie die teenoorgestelde gaan koop nie, want dan gaan jy en jou nuwe dier sukkel. Jy gaan van vooraf in any case die regte goed moet koop, jy gaan onnodig dubbel of dalk meer die geld spandeer, en jy gaan onnodig opstres. As daar iets is wat jy nie verstaan in die care sheet of die inkopieslys nie, vra jou teeler vir duidelikheid. As 'n spesifieke produk wat jy veronderstel is om te koop nie beskikbaar is nie, moenie dit net los of iets random in die plek daarvan koop nie. Vra eerder watter alternatief sal werk of waar jy die produk kan bestel. Laastens, koop alles wat nodig is voordat jou nuwe dier by die huis kom. Wanneer daar 'n nuwe dier is wat sy huisie nodig het, kan jy nie nog spartel met heatpads opkoppel nie. So maak seker alles is gereed voordat hy kom. As daar enige probleme is, as daar enigiets is wat jou pla, laat weet die teeler by wie jy die dier gekoop het dadelik en antwoord alle vrae wat hy vra 100% eerlik. En so bring dit ons aan die einde van vandag se The Pet Pulse. Onthou, liefde, tesame met die korrekte sorg, verantwoordelikheid en die wil om soveel moontlik van ons diere te leer, is uiters belangrik. So verseker ons dat hulle gelukkige lewens saam met ons het. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Iliana en ek sien uit om volgende keer weer saam met jou te gesels oor alles wat ons diere se lewens beter maak. Tot volgende keer en gee intussen namens my vir jou troeteldier 'n ekstra cuddle. Low, low. Heartbeat rising. You tune to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.